Right, so, hallo en welkom by Kragdag 2025. Dis 'n interessante dag. Hier's ganse op halsbande, maar buiten dit is hier nog meer interessante goed. Dit gaan oor hittepompe, waterbesparing, kragbesparing en op die einde van die dag selfstandigheid. So, waar staan nou Franco? Hy kom van EMS af en ons gaan 'n bietjie met hom praat oor wat was hulle droom en hoe het hulle gekom tot waar hulle nou is. Kom ons luister in. Hallo Franco, hoe gaan het met jou? Hey Albert, goed en jy? Nee, kyk, ons kan nie klaar nie. Ek praat net van die gaas wat hier verbygestap het. Jy het gesien? Ja, dit is ongelooflik. Daar's mal goed op hierdie Kragdag hoor. Dit is ongelooflik, maar kom ons praat bietjie oor EMS. Ja. Maar bietjie op 'n ander noot, wat was die droom agter wat nou hier voor ons staan? Dis reg. Jong Albert, 5 jaar terug het ek hierdie droom gehad, ek en my vernoot, om 'n warmwaterstelsel te ontwikkel wat so innoverend is, wat so uniek is, dat hy enige ander stelsel in die mark met energiebesparing en met duursaamheid en installasie so vereenvoudig en so effektief is dat dit die warmwaterindustrie in 'n geheel op 'n internasionale skaal kan verander heeltemal. En dis wat ons gedoen het met die Magneto Thermotank. En ons staan vandag hier 5 jaar later baie trots. Dit gaan net van sterkte tot sterkte. Die besigheid ontwikkel baie mooi. Ons het laas jaar het ons ook vinnig hier kom draai en ons is by Nampo ook by julle gewees. Verduidelik net 'n bietjie hoe dit gaan nou die laaste ruk van laas jaar wat ek hier was tot waar ons nou staan. Wat het gebeur? Waar trek julle nou? Kom ek vir jou sê, dis blessings net uit die Here se hand. Ek kan dit nie anders beskryf nie. Jy weet, ons is nie altyd so slim nie, maar ons is so bevoorreg. Ons sit in 'n energiekrisis van 'n wêreld. Almal is aan elektrisiteit verbonde en dit word net duurder en duurder. En van die ouens is op gas, dit word net duurder en duurder. En vandat ons 5 jaar terug die produk ontwikkel het, ons is op die stadium, ek dink ons het meer as 2.500 eenhede in die mark. Ons het 'n nasionale verspreidingsnetwerk in die gang gesit al. En soos jy kan sien, ons is hier by Kragdag vandag. Die mense doen navraag. Ons verkope is op die stadium, vandat ons by Nampo was, het die verkope so geëskaleer dat op die stadium verkoop ek meer as wat ek kan vervaardig. So ek het amper 'n backorder die hele tyd en dit is 'n groot blessing vir ons. Iets waarop ek graag vanaf wil fokus is, julle praat nou van die backorder en al hierdie bestellings en die goeders, maar ons is nou in Pretoria. Julle is landwyd, julle is eintlik internasionaal ook, as ek dit reg het. Korrek, ja. So ons sit op die stadium met ons nasionale footprint. Onthou met Tivo wat ons vennote is met ons distribusienetwerk en aandeel ons besigheid. Julle herken die Magneto logo. Dis daai klein swart LED liggies wat jy koop by Makro en Gate. Ja. Dis my besigheid vennote. So ons is gerigsteen deur 'n baie goeie suksesvolle maatskappy. En hulle het natuurlik 7 groot distribusie hubs oor Suid-Afrika: Bloemfontein, Kaapstad, Oos-London, Durban. En die agente, dis ouens soos wat solar installeerders, loodgieters, dis die ouens wat die produk by ons koop want hulle sien die behoefte in die mark. So ons kan die produk lewer tot by die eindverbruiker teens geen ekstra kos op 'n nasionale footprint. En ons het intussen ook natuurlik 'n tak in Mauritius. Ons is al 4 jaar besig in Mauritius en ons doen baie sukses daarso, veral op die groot kommersiële tanks. Jy weet, ons vervaardig hierdie tanks tot 25.000 liter grootte. En natuurlik dan in die SADC-lande. Omdat 'n Suid-Afrikaans vervaardig gepatenteerde produk is, betaal jy nie uitvoerbelasting as jy oor die grens vat nie. So ons doen besigheid in Zambia, Botswana en Lesotho en al ons buurlande en natuurlik sukses internasionaal Mauritius. En jy sal nie glo ons is op pad vir Verenigde State toe nie. Ons gaan heel moontlik binnekort 'n fabriek in Amerika oopmaak. En vir die mense wat nie 100% kan onthou van laas jaar, kom ons hardloop net geweer 'n bietjie deur dit. Wat die ding is, wat vir my ook spesiaal is, julle is nie net vir jou individuele boer nie, julle is kommersieel ook. Ja, korrek. Hierso is nou juis van die myne en die goeders, daar is Impala Platinum daar net buite Rustenburg waar julle op betrokke is. Dis korrek. As jy hierdie kant stap saam en dan wys ek jou gou ja. So hier kan jy sien dat ons 'n paar groot kommersiële instellings gedoen. Hier is byvoorbeeld ons doen al die myne. Ons doen Anglo, Sibanye, Harmony, African Rainbow Minerals. Ons het by al die myne, so hulle wat ons noem hulle change houses waar die ouens moet stort. Ja. Sit ons groot stelsels in. So my ingenieurspan sit met jou en ons ontwerp vir jou 'n stelsel vir jou behoeftes. Hier was vanoggend 'n man wat studente akkommodasie het, wat ons in Hatfield nou gaan sit en vir hom sê, luister, jy het 200 studente, hoeveel liter per kop moet jy hê? En ons ontwerp die hele ringstelsel vir hom van ontwerp tot by installasie. Gee ons vir jou 'n volledige oplossing. So julle het nie eintlik net soos 'n pakket en hier's 'n produk nie. Julle is van okay, kom ons sit saam jou en kom ons bevredig jou behoeftes. Wat is jou nood? Exactly. En hierso is ons produk, figure dit uit nie. Presies, ja. So nee, ons gaan vir jou daai diens kan lewer van wat ons sê van start to finish. Jy weet, ons handig die projek oor aan jou. En soos mense weet, jy weet, dis 'n laagdrukstelsel, die patent lê in Suid-Afrika. Ons is baie trots op wat ons bereik het. Jy weet, as ek net kan vinnig herhaal, jy weet die mense verstaan nie altyd die tegnologie werk nie, maar dis 'n laagdruk plastiek tank wat gevul is met Kom ons wys hulle sommer. Kom ons wys hom sommer baie die voorkant, makliker om te kyk. Ja, so hier het ons nou voorbeeld vir een. Die tank is yskoud binne, maar hy's eintlik 60 grade binne en ek kan vir jou wys, hy's nou 60 grade op temperatuur binne. Hy's gestel vir 60 op 60. So die hittepompie gebruik net 750 watt.
om 200 liter water warm te maak. Want jy jou gewone geyser gebruik 650 watt. korrek, 750 watt per uur waar jou geyser 4000 watt gebruik. Ek sny jou kragrekening met amper 70% gewaarborg. En So iets wat hierdie vir my baie meer spesiaal word is dit integreer met jou sonpanele. exactly, presies. So, omdat ons nou juist by selfstandigheid expo is dit waar ons beweeg. Ons 100%. afkom van die grid af, maar baie van die geysers en die goeters is hulle sidetrack om. Jy Correct. kan hom nie van die panele afwerk, maar hierdie ding kan jy. Ja. So vir die ouens wat werklik, as ek praat van werklik van die grid af wil kom. Jy het nou honderde duisende rande gespandeer vir jou solarstelsel. Jy het batterye, jy het jou inverter en jou sonpanele alles op. Maar jy kan niks in jou warmwater doen nie, want as die krag af is, dan is jou warmwater af. En 'n songeyser kort son. Korrek. En hierdie ouetjie hardloop van jou batterye af, want hy gebruik net 750 watt. So vir die eerste keer in 'n werklike situasie kan jy van die grid afkom met jou warmwater en jou sonkrag. En dit is waarna die publiek wil gaan. Dis hoekom ons die thermotank ontwerp het vir daai rede. Een vraagie, laaste vraagie wat ek wil vra is, so ons almal weet nou, jy sit timers op geysers om seker te maak dat hy nie oorverhit nie en dat hy nie te veel krag trek en daai tipe goeders. Hoe werk sy elektroniese stelsel rakende sy verhitting en sy Kyk, jy het 'n hittepomp koppie bo-in wat vir jou om ekwivalent van 3 kW se verhitting gee. Onthou die tank word gevul met water en met antivries. Hier's 'n glycol oplossing in die tank. Die water bly in die tank vir altyd. Jy gebruik dit glad nie. Daar's hitte-uitreilingselemente wat soos die lyk. Daar's 'n stainless steel coil in die tank. So die hittepomp maak die glycol warm en dan sit hy af. Wanneer jy bad of stort, is daar so 'n coil waar jou hoë druk water agteraf inkom, dan vloei hy deur die coil binne die tank as spirale in hierdie warm glycol. Dan onttrek hy daai energie. As hy uitkom, is hy 60 grade in 'n millisekonde. So ek het nou 10 grade Celsius in die tank hier onder wat ons nou koue watertjie stoor. Jy kan hoor die drukpompie kom aan. Dan jaag hom kom nou deur die coil in die tank, dan kom hy uit aan die kant. As hy hier uitkom is hy 60 grade. So daar kan jy nou voel. Jy kan hom met jou hand voel. Kyk hier stoom. Ek het net gekyk tussen. Hy's kookwarm. Nee, hy nooi vir jou. So net is regtig jy moeite werd. En jy kan 200 liter uit hierdie stelsel uittap. Die hittepomp sal aanskakel sodra hy 5 grade Celsius geval het. Dan kom die hittepomp aan en hy gebruik 750 watt 'n uur om weer daai temperatuur terug te trek op sy 60 grade. So kom ons sê hy loop weer 'n halfuur of 'n uur, hang af hoeveel water jy uit hom uitgetrek het of hitte. Dan sit hy weer af, dan is daar weer 200 liter water vir die gesin om te gebruik. Dis iets werklik innoverend as ek dit so kan stel. En jy weet hy kan natuurlik uit 'n app wat jy installeer. Soos die Afrikaans sê 'n toepassing. 'n toepassing. En jy kan alles beheer van jou foon af. Hy het 'n rugsteun element ook in, so jy kan hom toggle tussen hittepomp en element of net element. En as jy die element aansit, kan jy die watertemperatuur vat tot by 70 grade. Ja. Nie dat jy dit ooit gaan nodig hê nie, want Ja, maar as jy nou koue wintermaande het en dit is regtig sneeu weer buite, dan gaan die ja. hittepompie mos maar swaar trek. Dan het jy die voordeel om op elemente sit om hom te help om temperatuur te kry. Hierdie is 'n reg Suid-Afrikaanse produk ontwikkel vir die Suid-Afrikaanse mark, Suid-Afrikaanse kondisies vir ons boere en Suid-Afrikaanse gemeenskap. En dis waar dit afgaan. Mense wat 100%. goed maak vir ons mense. Korrek. Wat verstaan. En ons gaan uitvoer. Ons gaan uitvoer na die buitemark toe. Alright. Hoorie Franco, baie dankie dat ek gaan met jou gesels, sterkte met alles wat voor lê en dankie vir julle. Daar's hy. Dankie Albert. Dankie vir julle tyd en vir julle diensbaarheid en julle goeie werk wat ons doen. Ons sien uit na die volgende jaar. So nou weet jy dit, op die einde van die dag is al baie produkte wat van die buiteland afkom, wat jy altyd verstaan wat is Suid-Afrikaanse omstandighede, waartoe moet dit gaan en eintlik maar die sekuriteitsrisiko's en dan al hierdie klein nitty-gritty goedjies wat jy net sal weet as jy in ons land gebore is, geleef het en gekweek is. So, as jy 'n reg Suid-Afrikaanse oplossing soek tot jou probleme, kontak asseblief vir EMS. Hulle besonderhede is hieronder en hulle sal jou landwyd internasionaal ook kan help. Dis Farm Spice oor en uit.